groot voorreg om vir Steven Kitshoff hier in die ateljee te hê vanoggend. Kan net weer sê dit is regtig baie lekker om jou te hê. Ek weet baie mense beny my hierdie voorreg op die oomblik. Steven, hulle sê vir my jy's 'n man van min woorde, nee? Is dit waar? Ja, bietjie van 'n introvert. Bietjie van 'n introvert, toe maar wat. Ek is op dieselfde bladsy. Maar die min woorde wat jy het, wat sê jy dan of waarop spandeer jy dit en met wie gesels jy daai min woorde op? Ja, ek dink my vroutjie vat meeste van dit, maar nee, ons is so voluit betrokke met die besighede en dit is maar waarop ek meestal van my tyd spandeer vandag. Ek bedoel, rugby was ongelooflik geweest en toe ek al 'n leier word by die Stormers, toe moes ek baie praat en leer om baie te praat, maar nee, vandag is dit maar as ek nie golf speel of paddle speel is dit maar doen ek maar die besigheid en ek chat met die ouens wat saam wie ek werk. Vertel vir my van jou grootword jare daar in die strand op primêre skool gewees voordat jy Paul Roos toe gegaan het en die belangstelling in rugby alreeds daar op so jong ouderdom. Ja, ek dink my liefde vir rugby het al vroeg ingekom. Ek dink soos een van my vroegste hoe kan ek sê memories van rugby is waar ek en my pa bal geskop het in die tuin en daai het my gestiek vir jare en dit is alwaar ek kon dink is daai liefde vir die game, liefde vir die rugbybal en altyd dit onder my arm gehad. So nee, ek was baie bevoorreg. Ek het Hendrik Lou Laerskool gegaan daar in die strand en daar het my rugby ontwikkel en toe geleentheid gekry om Paul Roos toe te gaan en toe excel ek meer in die game en ek kry toe geleenthede om Kruienweek te speel en toe die SA skolespan verteenwoordig, maar dit was net soos die stepping stones was maar net al uitgelê vir my en dit was net op 'n smooth transition tot waar ek gekom het by die Stormers. En die ondersteuning van jou ouers, jou ma Poppie, jou pa's ook Steven, hulle was maar altyd daar. Ek hoor jou ma was maar een van daai ma's wat op en af langs die rugbyveld gehardloop het, is dit waar? Ja, ek dink as my ma 'n flaasie brandewyn kon gehad het langs haar by die veld, sou dit makliker gewees het. Maar nee, my ouers was massive ondersteuners geweest vir my en my broers se planne en drome. Ek bedoel, my groot ding was nog altyd die sport geweest. My broer het 'n bietjie 'n ander rigting gevolg, maar hulle was groot ondersteuners. Ek bedoel, as hulle kon na elke liewe game toe kom, sou hulle en by elke tuisgame was hulle geweest. As ons bietjie getravel, sou hulle saam getravel het, maar nee, hulle was net super ondersteuners geweest. Ja, jy het nou genoem van Hendrik Lou Laerskool en jou rugby ondervinding daarin waar die liefde begin het en jy ploeg ook nou so 'n bietjie terug. Vertel vir ons daarvan. Ja, hierdie naweek het ons Steven Kitshoff rugby dag. So dit gaan maar oor die kleintjies en ek bedoel van onder 7 tot onder 9 en die mannetjies kry maar geleentheid om rugby te speel en ja, voor 'n groot crowd as jy dit amper so kan sê want ons dag nog omtrent so 30 skole wees, maar ja, is net 'n geleentheid en ek sal al wees vir die naweek en bietjie die ouens dophou, bietjie chat met hulle, bietjie gesels en maar net uitvind met baie met die ouers gesels en net hoor hoe dinge gaan in die laaitjies se loopbaan vir daai 2-3 jaar sover. En as jy vir ouers dan daar moet raad gee, want jy weet jy's 'n held vir mense. Ja, ek dink sommer die groot ding is al die ouers wil hê hulle kind moet 'n springbok word. En ek bedoel Suid-Afrika is so passievol oor rugby op die oomblik dat elke ouer wil hê sy kind moet vir die groen en goud trui speel. Maar ek dink is maar net om daai expectation te manage. En ja, maar en te ondersteun. Ek bedoel ons sal nooit weet op 'n 7-jarige ouderdom dat daai kind waar hy gaan opeindig in sy rugbyloopbaan eendag. So dis die ondersteuning, maar dis ook daai manage van 'n expectation en die harde werk wat hy en sacrifices wat hy moet insit om dit te maak tot waar ek toe geëindig het. Maar om dit toe te laat om kinders te weet. Ek gaan nou verder met jou gesels. Wel, daar is dit nou 'n langer en kan ek sê mooier weergawe van Dawie wat nou hier sit en gesels. Stevie, ek het nooit gedink ek gaan op ontbytsake sit en met jou praat. Het jy ooit gedink jy gaan so 'n suksesvolle loopbaan hê in rugby? Nee, ek dink dit mag vat jaar vir jaar. Ek dink ek was baie lucky geweest met die ouens saam wie ek gespeel het en die spanne wat ek gehad het, die coaches en management wat ek saam gewerk het. So nee, ek was baie bevoorreg geweest om in my rugby loopbaan met die mense wie saam ek tyd spandeer het en eintlik toe op die einde waar ek geëindig het. Kyk, jy is baie nederig, ons almal weet dit, maar baie min mense weet hierdie dat jy op 18-jarige ouderdom besig was om matriek te skryf, eksamen, toe jy die oproep gekry het om by die Stormers aan te sluit. Nou bygesê, het jy ook 'n paar rekords gebreek daar, want ek hoor
kragtig en sterk was jy? Want jy het van die rekords van is dit benchpress rekords het jy gewen? Ja, ja, ek het nog biologie en wiskunde oorgehad om te skryf vir my matriek my eindmatriek eksamen en toe moes ek saam met stommers gaan oefen het in hulle off-season kamp, maar nee, dit was was lekker geweest en ek het nog altyd hard gewerk in my gymkrag en ek het seker gemaak ek sterk genoeg om die game te speel en ek dink dit het my baie gehelp op veral in daai beginfase toe ek nog bietjie jonk was om in die vooruit te speel en ja, van daar af geleenthede gekry as gevolg van die oefeninge wat ek deur was en ja, en toe 2011 my Super Rugby debuut gemaak. Natuurlik. En kyk, ons kom terug op die feit dat jy is natuurlik baie sterk. Maar ek wil teruggaan na die matriek toe. Hoe die punte toe gelyk? Ek sê altyd ek het nie eintlik net ek het nie 'n keuse gehad om rugby te speel nie want die punte het nie toegelaat nie. Ai tog. Nou kom ons chat oor gou die die Super Rugby en veral die Stormerskant. Jy het 138 wedstryde vir die Stormers gespeel, maar dit sluit nie die WP Caps ook in nie. So jy het nagenoeg amper 200 wedstryde WP verteenwoordig en jou lojaliteit is ongekend. Ja, Stormers was nog altyd my klub geweest. Ek is van dag 1 af, ek bedoel toe ek al opdaag by oefening en ek loop in legends soos John de Villiers en Skalk en Tiaan Liebenberg vas. Toe was dit net of toe raak ek net verlief op die klub en ek het net gedink dit is ek wou nie vir ek wou nie vir die Bulle gaan speel, ek wou nie vir die Sharks speel nie. Weet jy pa dit? Ja, ek weet dit. Kan ons net sê Steven Kitsoff se pa is 'n baie groot Blue Bull ondersteuner. Ja. Ek en hy het altyd lekker saamgesels. Ja. Maar ja, toe raak ek net toe love ek die Stormers. Ek het die manier gelike hoe hulle speel. Ek het van jongs af die WP Kruimeweek spanne verteenwoordig en ja, en toe wil ek net nie vir enigiemand anders te speel en ek het ook nie kans gesien om vir enige ander klub te speel. Ek wou verkieslik 'n one club man gebly het. Wel, dit was nogal duidelik geweest veral in daai tydperk. Dit was COVID. Ek dink daar was 'n business rescue betrokke by die Stormers en jy het besluit om te bly. Toe almal gegaan het. Eben het gegaan, Sia het gegaan, almal gegaan, jy het gebly, maar jy het ook baie beteken vir die Stormers in daai tyd. Ja, dit was 'n tyd geweest vir Suid-Afrikaanse rugby en oor die algemeen en ek dink Stormers het seker maar van die ergste afgekom van dit. Maar ja, ek het daai tyd 'n besluit geneem om te sê luister, ek kan ek enigstens 'n bydrae lewer op die span weer van die grond af te kry en ek bedoel daai tyd baie vertroue in my gesit met die club captain gemaak en van daar af het ons die ouens wat toe agtergebly het half die core groep geraak en die leiers geraak van die Unie en ja, en toe van daar af maar net half begin herbou en die regte spelers toe inkry, die regte kultuur gehad en van daar af het ons toe opgeëindig om 'n international trofee te wen met die URC. Ja. So ja, dit was 'n stawwe tye geweest en onsekere tye, maar ek bedoel die ouens het baie mooi saamgetrek en toe sukses behaal. Maar dis ook as gevolg van jou leierskap. So wel gedaan en ek wil so baie nog met jou opvang en gesels. Ek wil nog praat oor die junior bokke, maar ek weet ons gaan later weer 'n geleentheid kry want ek kan nie wag nie. Vereers wil ek 'n bietjie by jou hoor. Die junior bokke. So hierdie jaar het ons die Wêreldbeker in Italië vir die juniors. Jy het vir die junior bokke gespeel. Wat sou jou advies wees aan die jong ouens? Ja, ek het die voorreg gehad om Olimpie te gaan kyk nou laas naweek en dink die ouens speel uitstekende rugby. Ek dink ons is energetic, passievol, gee om oor die try. Maar ek sal seker my advies aan hulle sal wees net om hulle skill set hulle self te upskill in hulle rugby game, val vir vorentoe, val vir URC en Springbokke verder, maar net om hulle self te geniet en ek bedoel is een once in a lifetime opportunity om vir die juniors te speel en jouself en jou stempel af te druk, so maar net alles te gee vir daai paar weke. Ja, natuurlik om die groen en goud oor jou kop te trek en ek weet spesifiek die 25ste Junie 2016 was 'n spesiale dag vir jou. Ja, ek bedoel debuut gemaak teen Ierland daar in Quebec en dit was vir my 'n voorreg geweest en die droom wat waar geraak het en ja, ek sal nie daai dag verruil vir enigiets hê. Nee, ek moet vir jou sê, weet dit is nou 'n bietjie van 'n tong in die kies, maar ek was by jou debuut daai dag en nou is jy by myne. Hoe lekker is dit? So jou byname is altyd vir my so 'n interessante ding, want as ek ken jou as Kitsie of Kits Koffie. Maar jy het soveel verskillende byname. Kan ek gaan 'n paar noem en dan wil ek weet waar dit vandaan kom of watse herinneringe dit opbring. Ja. So kom ons begin met Fanta Pants. Waar kom dit vandaan? Nee, dis toe ek net by die Stormers opgedaag het, Anton van Sail en John de Villiers hulle het my begin Fanta Pants noem en dit het al gestiek vir baie jare, veral nie Stormer
Stommers omgewing. Maar dis nie die grapevine dan nie. Nee, Dis die original orange. orange. Ja. Maar ja, dis maar waar het begin het. En veldbrand. Veldbrand is maar net iets wat ek hoor so half langs die kant en is gewoonlik die ouer toppies wat met die veldbrand noem, maar dis ek hoor dit baie by rugby daar as ek Pretoria teen die Bulle speel of waar in die Kaap, dan hoor ek dit gereeld. Strandhond? Is maar net van waar af ek kom. My favourite is natuurlik spicy plum. Dis almal ken jou as die spicy plum, maar dan in Frankryk het hulle altyd Red Bull genoem. Hoekom? Hoekom dink jy? Nee, ek dink daar was verskeie redes, maar het moet maar gaan oor die jare en toe ek in Frankryk gespeel het was, die croissants en die koffies en die baguettes was net so lekker, so ek het 'n bietjie size opgetel, so ek het so gedraai by 130 kilos en Die rooiwyn. En baie rooiwyn en ek dink dis maar waar vandaan gekom het. Ek is bietjie groter as die res van hulle. En ons almal ken die Ginger Ninja, ou rooi is en dan het jy onlangs 'n nuwe ene gehoor. Wortel Combat. Ja. Hy was eers gister hoor. Om eerlik te sê, gister ja. En maar dit kom letterlik is 'n oom ontmoet daar by die golf gister en hy sê elke keer as sy laaitjie skree elke keer as ek op die veld gaan, hier kom Wortel Combat en dit het maar net gegaan oor die Bomb Squad en hoe ons speel en ag maar ja, dit is spesiaal. Ek wil gou laaste 'n ander ginger, 'n gunsteling ginger, maar ek sê ons het die beste ginger is Prins Harry. Jy het vir hom ontmoet, nee? Ja. Maar jy bly ons favourite. Ek wil net dit noem. Jou laaste of jou 50ste toets wat jy gespeel het, dit was British and Irish Lions. Dit was in die COVID tydperk. Asseblief vertel ons van dit. Ja, ek bedoel COVID was 'n vreemde tyd vir ons almal gewees en om te kan speel teen die Britse Eerste Lions is 'n groot voorreg in die eerste plek. Dit gebeur net elke 12 jaar. Maar om toe te speel in 'n leë stadion ek bedoel, ek speel my 50ste game en almal weet as jy 50 is 'n groot mylpaal vir enige rugby speler, veral club rugby en internasionaal en as jy daar uitdraf en jy draf vooruit en jy kry al die Guard of Honor en ek draf toe uit by DHL Stadium en ek kyk rond en daar is net krieke wat vir my sit en gelykies maak terwyl ek uitdraf, maar nee, dit was nog steeds 'n spesiale oomblik vir my in my rugby loopbaan. Ek dink om een toets te speel is goed, maar om by 50 uit te kom is spesiaal. Ja. Nou, jy 83, so bietjie kort van 'n 100. Ek wil net vir jou sê, alhoewel jy dit nie gehoor het nie, kan ek jou verseker ons het daar by die huis baie hard geskree en gegil, want ons is baie trots op jou. Steven Kitshoff, wat 'n voorreg. Nou, ek dink die rekord moet wys dat hy wel 2-3 gedruk het vir die Springbokke. Dit is 2 groot 3, hè? En albei was teen Italië. Vertel my 'n bietjie daai oomblik toe jy oor die wenstreep gaan. Dit gebeur nie altyd met 'n forward nie, nê? Nee, en veral nie in my posisie nie. Ek dink die hoeveelheid kere wat ek die bal kry in spasie is maar min. So 2-3 as jy sê 10 punte aangeteken in 'n boktrou, maar ongelukkig altyd teen Italië. Ek sien nou, jy weet, ek let op en ken jou ook nou al jare en ons weet jy het die besering ondergaan. Ons gaan 'n bietjie praat oor daai oor dit, maar hoe voel jy nou? Want ek kan sien dis regtig moeilik vir jou om te beweeg en volle beweging van jou nek te hê. Ja, en dit was maar die risiko geweest met die operasie self is dat ek so 50% van my mobiliteit gaan verloor. So ja, dit was 'n bietjie van 'n aanpassing. Daaglikse dinge soos karry en oor my skouer kyk is al 'n ding van die verlede, maar ja, ek speel om gewoon te raak aan en ek moet sê elke week voel ek daarin beter, so Jy het so 'n permanente side eye wat jy vir almal gee, want jy kan nie heeltemal jou nek draai nie. So ek voel jy kyk almal self skeef aan.